Goeiedag vriende, ek groet julle in die grootste naam waar daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser en ons koning en ons herder. Vriende, baie dankie dat ek weer 'n geleentheid het om met julle 'n boodskap te kan deel. Ek graag met ons gesels oor om Jesus se hande en sy voete te wees hier op aarde. En vriende, as Christene het ons 'n unieke roeping en 'n doel in hierdie wêreld. Ons is geroep om die lig van Christus te wees en sy liefde en genade in alle aspekte van ons lewens te weerspieël. Wanneer ons hierdie roeping omarm, ontdek ons die ware vreugde en vervulling wat slegs hy kan bied. Ons roeping as Christene is op 'n pad van liefde en diens wat ons lei om die lig van Christus te weerspieël in alles wat ons doen. Jesus gee vir ons die lewe en hy nooi ons uit om in sy voetspore te volg, om sy hande en sy voete op aarde te wees, om sy boodskap van liefde, hoop en verlossing met ander te deel. Wanneer ons roeping as Christene omhels, leef ons met 'n doel wat groter is as onsself. Vriende, ek lees in Markus 10 vers 42 vir ons. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen onder julle wat die eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Vriende, daar word 'n pragtige verhaal vertel. Daar word vertel van 'n pragtige kerk wat in 'n oorlog beskadig is. 'n Man wat as jong seun hierdie kerk bewonder het, was na die oorlog baie teleurgestel om die gehavende gebou te sien. Jare later het hy teruggegaan na die dorp en gesien dat die meeste van die kerk pragtig gerestoreer is. Binne die kerkgebou het hy egter op die beeld van Christus aan die kruis halfpad gerestoreer. Daar hang. Jesus se gesig was geskenk. Hy was sonder 'n oog en 'n oor, sy een hand was af en sy voet was stikkend. Waarom het die gemeente en die hele kerk so mooi herbou, maar hierdie pragtige afbeeld van Christus nie herstel nie, wonder die man by homself. Toe die man die omstanders vra waarom die beeld so lyk, was hulle antwoord eenvoudig. Dit moet ons herinner dat ons Christus se oë en ore en voete op hierdie aarde is, en dat ons sy hande moet wees. Jy sien vriende, dit is deel van diensbaarheid. En diensbaarheid is die praktiese uitdrukking van ons liefde. Jesus het die volmaakte voorbeeld van diensbaarheid gestel, toe hy sy disippels se voete gewas het. Jesus sê vir hulle, ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, sodat julle kan doen soos ek aan julle gedoen het. En dit staan in Johannes 13 vers 15. Sien vriende, om te dien soos Jesus beteken om ons eie belang op sy te skuif en ander se behoeftes eerste te stel. Ons kan op talle maniere dien, deur ons tyd, gawes, hulpbronne en hoeveel meer te gee. Dit kan beteken om 'n vriend in nood te ondersteun, betrokke te raak by 'n gemeenskapsprojek of eenvoudig 'n hand van 'n vriendskap en bemoediging uit te reik. En partykeer net om by iemand te gaan stil sit. En partykeer is dit nie eers nodig om woorde te gebruik nie. Ek dink net daardie teenwoordigheid van ons as Christene, wat die ligdraers van Jesus is, beteken alreeds so baie. Jy sien vriende, elke daad van diens, hoe klein ook al, dra by tot die bou van God se koninkryk hier op aarde. Maar vriende, ons leef in 'n samelewing van gee en neem. Ons gee meestal net wanneer ons weet die ontvanger gaan vir ons iets teruggee. Maar in Lukas word hierdie mentaliteit in onchristelikheid beklemtoon. Jesus leer ons dat ons 'n Christus karakter moet hê. Hy het die diep gewortelde liefde van passie vir mense. Ons moet daardie goddelike passie en liefde ook uitleef. Ons moet bereid wees om vreugdevol te voorsien in ander se behoeftes,
sonder om bekommerd te wees oor wat dit ons gaan kos. Gaan ons iets terugkry? Gaan ons vergoed word daarvoor? Ek dink regtig ons gaan vergoed word daarvoor, ja, maar nie op hierdie aarde nie. En daar staan ook geskrywe, ja, jou mens moet nie weet, laat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. Ek dink dit is so kosbaar. En Vader sien alles wat ons doen en hy sal die beloning vir ons eendag gee, wanneer ons die ewigheid ingaan. En dit is nie net waar dit stop nie. Ons as Christene is ook geroep om ambassadeurs van vrede en geregtigheid te wees. In Matteus 5 vers 9 sê Jesus, geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Hoe great is dit nie, hoe amazing is dit nie, as iemand vir jou sê, ja, hulle kan regtig sien, daai is 'n kind van God. Is dit nie meer werd as enige skat op hierdie aarde nie? Ons roeping sluit dus in om aktief te werk, geregtigheid, en om op te staan teen ongeregtigheid en onderdrukking. Dit vereis moed en toewyding, maar dit is 'n noodsaaklike deel van ons roeping en die liefde en regverdigheid van God aan die wêreld te openbaar. Ja, vriende, ons roeping sluit ook in om getuies van Christus te wees. In Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees tot aan die einde van die wêreld. Wat 'n mooi belofte van ons Here Jesus self, dat ons sal die krag ontvang om goed te doen, om te help. En ek dink hoe meer 'n mens dit doen, ek dink amper dit is soos enige sport wat 'n mens beoefen, of gitaar te speel of klavier, hoe meer 'n mens dit oefen, hoe beter raak jy daarin. En ek dink hoe beter jy daarin raak, hoe meer wil jy dit doen. Ek dink dit is ook hoe ons onsself gaan opbou, hoe meer ons gee, hoe meer liefde ons betoon. Dink ek maak ons op die wêreld 'n beter plek, mense om ons. En vriende, om 'n getuie te wees, beteken om in geloof in Christus te deel, deur woorde en dade. Dit beteken om ons lewens so te lei dat ander die liefde van Christus deur ons kan sien in ons werke en absoluut dan net ons Vader in die hemel dank. Dit is pragtig dat Vader vir ons soveel teruggee as ons sy werk doen, wanneer ons sy werk doen, hoe ons sy werk doen. En ja, soos die woord ook sê, ons het nie bekommerd om te weet wat ons gaan sê of wat ons gaan doen nie, want op daardie tydstip sal die Heilige Gees oor ons kom en hy sal ons help om die regte woorde te sê, die regte dinge te doen. Ek dink vriende, 'n groot uitdaging vir ons elkeen is om te probeer om ten minste een keer 'n dag aan iemand aanraak, te bemoedig of te help of wat ook al die goedheid of die noodsaaklikheid is om daardie persoon te help. En dan ja, regtig op die uitkyk te wees hoe ons die wêreld 'n beter plek kan maak. Dat die mense regtig Jesus in ons sien, in ons doen en laat en dat ons so ook dan siele wen vir Vader se koninkryk. Ja, en ek dink die vraag is, vriende, is ons Jesus se hande en voete en oë en ore op hierdie aarde? Ek weet ek wil dit bitter graag wees en ja, ek glo ons kan dit wees, want Vader het vir ons die Heilige Gees beloof. Abba Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Messia, Here, kom ons na U toe. En o Vader, wil ons kom vra, versterk ons Here, versterk ons regtig so met die Heilige Gees, dat ons U hande, U voete, U ore, U mond, U oë, ja Here, dat ons U alles kan wees op hierdie aarde wat dit so nodig het. Vader, dankie ook vir die belofte wat U vir ons daar gesit het, om vir ons te sê dat die Heilige Gees sal ons kom help om dit te doen, om U werk te doen. Here, dankie vir daardie beloftes. En dankie dat ons kan weet dat ons weet dat U is by ons. Ons loof en ons prys U. En dankie Here dat U ons liefhet. Vader, ons dien net so lief, dat ons regtig hierdie liefde gaan uitleef en vir die mense wys wie U is. Here, dankie dat ons U instrumente kan wees om U koninkryk te bou. In die naam van Jesus bid ek. Amen. Vriende, mag die genade van
die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Mag ons Jesus se hande, voete, ore, oë, sy hele liggaam probeer wees op hierdie aarde. Shalom vriende.